fate were growing wildly. All the sorrow they have caused was so plain to see. But when the blood came streaming down the cross, where my Savior bled and died, Halleluja, wie glo dit vanmôre? for He broke the chains of sin. Is jy vry vanmôre? And set men free. Love grew where the blood fell. Flowers of hope sprang up for men in misery. Oh, sinner, sin died where the blood fell. I'm so glad His precious blood covers me. Love grew where the blood fell. Flowers of hope spring up for men in misery. Kom as jy het glo, staan saam met my vanmôre. Sin died where the blood fell. I'm so glad His precious blood covers me. Sin died. Sin died where the blood fell. I'm so glad His precious blood covers me. I'm so glad. Kan jy saam met my sing? I'm so glad His precious blood covers me. Halleluja. Kom kan ons die Here eer gee vanmôre. Halleluja. As jy bly in die huis van die Here te wees. Halleluja. Wie is besoekers vanmôre vir ons by ons? As jy 'n besoeker vanmôre vir die eerste keer, is hande. Amen. Elke hand wat 'n besoeker is, kan ons hulle verwelkom weet vanmôre. Welkom hier by die huis van die Here, family. Ons is bly jy is hierso vanmôre. Amen. Kan jy wil nie my guns doen vanmôre nie. Draai net geso vir 'n oomblik na jou buurman en jou buurvrou toe en gee iemand 'n drukkie vir 'n rukkie. Halleluja. Sê vir julle jy's bly om hier te wees in die huis Dionay, in die huis van die Here te wees. Kom aan, groet gou iemand, groet iemand by mekaar langs jou om jou. Halleluja. Dit bly om vir so baie te sien vanmôre in die huis van die Here. Ek wil vanmôre sê dis die beste dag op die kalender van 'n Christen. Dis nie die Paashasie, maar my Jesus. Halleluja. Wat vir ons die oorwinning gebring het aan die kruis.
Amen, amen, amen. Ek weet ons het dit nie geoefen nie, Marlijn. Maar ek voel dit in my binneste. Wie het rede vanmôre om die Here se naam groot te maak? Praise, ons sing praise vanmôre, praise. Wat sê, let everyone that has breath praise the Lord. Dis nie wat die Here vir ons sê nie. Alles is soms in 'n vallei, even in 'n vallei, maak nie saak waar ons is nie. Kom ons gee die Here se naam, maak die Here se naam groot vanmôre. Praise, sien jy? Yes. Excuse my vrou. Ek dank die Here vir 'n vrou soos my vrou. Wat in die hitte van die oomblik net saam kan wees. Halleluja, as jy rede het vanmôre, sing saam met my. Halleluja, het jy rede vanmôre? Praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm doubting. I'll praise when it's outnumbered, I'll praise when it's surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drown in. As long as I'm breathing, As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. hallo hou so 'n oombliekie vas. Nou gaan jy omdraai. Sê gou vir die buurman en buurvrou, hoekom is jy bly vanmôre? Hoekom is jy bly? Kom aan, sê, evangeliseer gou vir 'n oomblik saam met my, saam met my iewerste. Hoekom is jy bly van? Hoekom het jy 'n rede vanmôre om die naam van die Here groot te maak? Hoekom het jy 'n rede vanmôre? Halleluja. I'll praise when I feel it, I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. Praise is the weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it. I Praise when I feel it, I praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. 'Cause praise is the Wie shout glo dit? that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Sê
Hallelujah. Oh, my soul praise Him. He's coming soon. Wie glo dit vanmôre? Hallelujah. Kom ons sing saam. And He's coming soon. There's no doubt. I'm gonna leave this world with a shout. Soon I'll be gone, and things will be right. Keep looking out, He may come tonight. He's coming soon. There's no doubt. I'm gonna leave this world with a shout. Soon I'll be gone, and things will be right. Keep looking out, He may come Kom aan, wie glo dit tonight. vanmôre? He's coming soon. There's no doubt. I'm gonna leave this world with a shout. Soon I'll be gone, and things will be right. Keep looking out, He may come tonight. He's coming soon, and there's no doubt. I'm gonna leave this world with a shout. Soon I'll be gone, and things will be right. Keep looking out, He may Kom aan, hier sing dit vanmôre. tonight. Coming soon. And there's no doubt I'm gonna leave this world with a shout. Soon I'll be gone, Wie glo dit? and Hallelujah. things will be right. Keep looking out, He Sing ons may saam met nog een keer. He's coming. He's coming soon, and there's no doubt I'm gonna leave this world with a shout. Soon I'll be gone, and things will be right. Keep looking out, He may He's come coming soon. tonight. He's coming soon. Oh, there's no doubt. I'm gonna leave this world with a shout. Soon I'll be gone, and things will be right. Keep looking out, He may come tonight. Hallelujah. Yes, amen. Halleluja. Ek wil môre verklaar, hy is steeds vanmôre Jesus Messiah. Die Messias wat die Jode verwerp, het ons Messias geword. Het ons lam geword. Het ons offer geword. Het ons weggeword. Halleluja na die Vader. So daarom gaan ons môre sing en sien vanmôre in jou hart, daar in jou hart die prent van die lam vanmôre, wat vir jou gesterf het ten spyte van wie jy is vanmôre, ten spyte van jou verlede, ten spyte van die teleurstellings, ten spyte van hoeveel keer ons al die Here teleurgestel het, bly hy steeds lief vir ons. Kom aan, ek het 'n dankbare hart vir genade vanmôre. Halleluja. He became sin, who knew no sin, that we might become His righteousness. Humbled Himself and carried the cross. Love so amazing, and love so amazing. Jesus Messiah, the name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, for His love.
blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all. His body is the bread. His body the bread, His blood the wine, broken and poured out all for love. All our trembles, Veiled by stone. love so amazing, and love so amazing. Jesus Messiah. Jesus Messiah, the name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, He's the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, the Lord of all. All our hope is in you. All our hope is in you. All the glory to you, God, the light of the world. All our hope is in you. All our hope is in you. All the glory to you, God, the light of the world. Jesus Messiah, the name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all. Jesus Messiah. The name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, Jesus Messiah, Lord of all. Let's sing it one more time. Jesus Messiah, the name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, the rescue for sinners, the ransom from heaven, blessed Messiah, oh the Lord of ons vir so 'n oomblik net die Here dank vir sy tafel vanmôre. to the heart.
Daar waar jy is, kom ons dank die Here vir hierdie tafel vanmôre. Kom ons dank die Here vir sy bloed en sy liggaam. Daar waar jy is vanmôre. Kom ons dank U net so vanmôre oor hierdie kerk musiek speel, kom ons dank die Here vanmôre. Maak nie saak waar jy is nie. Die diep donkerste gat sal die bloed van Jesus jou kan uithaal. Daar is nie 'n ketting en 'n binding sterk genoeg wat die bloed van Jesus nie kan verbreek. Daar is nie vanmôre sonde groot genoeg, lelik genoeg wat die bloed van Jesus die witter as die sneeu kan was. Amen. Ons dank U vanmôre vir hierdie bloed vanmôre, die bloed van die Lam. Halleluja. Kan die vrouens dit vir ons eendag saam sing vanmôre? For it reaches. For it reaches to the highest mountain. Elke man, elke vrou, U as kerk sing vanmôre. It reaches to the highest mountain.
laaste lied vanmôre sê what he's done. En ek is vanmôre dankbaar en dis vir my 'n oorwinningsdag. Ek wil dit weer eens sê, hierdie is my oorwinningsdag. Ek het oorwinning gekry deur hierdie dag. Halleluja. En daarom gaan ons die Here dankie. Kan ons dit in oorwinning saam sing vanmôre? What he has done. Halleluja. And sing on the hill of Calvary, my Savior bled for me, my Jesus set me free. And look at the wounds that gave me life, grace flowing from the side, no greater sacrifice. What he's done. What he's done, what he's done, all the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what he's done. See on a hill. See on the hill of Calvary, my Savior bled for me, my Jesus set me free. And look. At the wounds that gave me life, grace flowing from his side, no greater sacrifice. Hallelujah. What he's done, what he's done, all the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what he's done. Sing for the freedom. And sing for the freedom he has won. Even death is standing down, his life has overcome. Speak and say. Speak, say the name above all names, over every broken place. He's risen from the grave. Hallelujah. What he's done, what he's done, all the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what he's done. Sien daardie lamp vanmôre. Now, on the throne of majesty, the Father's will complete. He reigns in victory. And sing hallelujah to the King. He's worthy to receive all the worship we can bring. Sing hallelujah and sing hallelujah to the King. He's worthy to receive all the Kan ons dit worship sing uit ons hart uit vanmôre? Oh yes, what he's done, what he's done, all the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what he's Laaste keer in nommer 1. yes, what he's done, what he's done, all the glory and the honor to the
Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what He's done. Kom aan, gee die Here 'n lofoffer vanmôre. Loof die naam van die Here. Amen. Hier kan die sitplekke neem vanmôre. Loof die naam van die Here. Dankie voorsangers, musikante. Marlene, hulle het vir ons 'n lied voorberei. Loof die Here. Just suppose God searched through heaven, He couldn't find one willing to give the supreme sacrifice that was needed, that would buy eternal life for you and me. Had it not been for a place called Mount Calvary, and had it not been for the old rugged cross, had it not been for a man called Jesus, then forever my soul would be lost. I'm so glad He was willing to drink the bitter cup, although He prayed, Father, let it pass from me. I'm so glad He didn't call heaven's angels, for my hands pull the nails that torment me. For had it not been for a place called Mount Calvary, and had it not been for the old rugged cross, had it not been for a man called Jesus, then forever my soul would be lost. Had it not been for a place called Mount Calvary, and had it not been for the old rugged cross, and had it not been for a man called Jesus, then forever my soul would be lost. Amen. Vanmôre as ek uit my vaarwater uit, ek moet van die bo af preek. Dit voel vir my vreemd. Halleluja.
Ek weet nie of die jong mense my intimideer nie, wat is die storie nie, maar nee, ek spot. Loof die Here, God is good. Amen. Vir wie is die Here goed? Ek is dankbaar vanmôre, ons is by die Paasfees en Paaskonferensie en ek is so die Here dankbaar vir hierdie dag, as dit nie vir hierdie dag was nie. Kom aan, waar sou jy en ek gewees het? Kom aan, wie kan nog sy datum onthou van toe die Here hom gered het? Wie onthou nog die dag toe die Here jou siel kom red het? Is daar iemand wat dit kan onthou? Halleluja. Wie het dankbaarheid teenoor die Here vir daardie dag? Amen. Dat die Here jou lewe kom verander het. So ek wil vanmôre, is dit so my hart, dat het Satan geweet wat die plan van God was, glo ek nie, dis my opinie, sou hy Jesus doodgemaak het nie. Kom aan, wie saam met my? Die plan sou anders te gewees het dalk, amen? Maar God se plan is perfek. Soos wat ons die laaste paar weke gesien het, God se plan is perfek. Hier is 'n prediker vanmôre op Lockridge, oh man, en ek het dit al gegee, ek wil dit vir weer gee. Hy 1913 tot 2000, 1913 geboorte, 3 jaar 2000. Hy was 'n baptiste prediker gewees en hy het vir my so iets moois gesê, wat ek vanmôre net wil gee. Hierdie is 'n goeie Vrydag. Ek is dankbaar dat die kalender van my en u sê nog steeds dis 'n goeie Vrydag. Halleluja. Kom aan, dis 'n goeie Vrydag, dis nog steeds 'n goeie Vrydag. Amen. Hierdie Vrydag teken aan in die geskiedenis dat dit nie die einde is nie, maar die begin. Kan ek dit weer sê? Hier is nie die einde nie, maar hierdie is die begin. En ek is so dankbaar vanmôre uit my hart uit. Ek is so dankbaar vanmôre vir mamas en papas wat hulle kinders saamgebring het vanmôre na die huis van die Here toe. Om die boodskap te kom hoor, nie wat die wêreld en die skole daar buitekant gee nie, maar die boodskap te kom bring en te sê, Jesus Christus is die lam van God, wat vir ons gesterf het aan die kruis op Golgotha, vir my sonde, sodat ons die ewige lewe kan hê. Amen. Dis hoekom ons môre by mekaar, so dankie vir elke gesin, elke papa, elke mamma wat gesê het, elke enkel ma wat gesê het, ek en my kinders is vanmôre in die huis van die Here. Ek dank die Here daarvoor en mag die Here u seën. Lockridge het 'n gedig geskryf wat gesê het, it's Friday. Jesus is praying, Peter is sleeping, Judas is betraying, but Sunday is coming. It's Friday, Pilate struggling, the council is conspiring, the crowd is vilifying, they don't even know that Sunday is coming. It's Friday, the disciples are running like sheep without a shepherd. Mary is crying, Peter is denying, but they don't know that Sunday is coming. It's Friday. The Romans beat my Jesus. They robe him in a scarlet. They crown him with thorns. But they didn't know that Sunday is coming. It's Friday. See Jesus walking to Calvary, his blood dripping, his body is stumbling, and his spirit burdened. But you see, it's only Friday, because Sunday is still coming. It's Friday, the world is winning, people are sinning, and evil is grinning. It's Friday. The disciples are questioning what has happened to their king. And the Pharisees are celebrating that their scheming had been achieved. But they don't know it's only Friday and Sunday is coming. It's Friday. He's hanging on the cross, feeling forsaken by his Father, left alone and dying. Can nobody save him? Oh, it's only Friday, but Sunday is still coming. It's Friday. The earth trembles. The sky grows dark. My King yields his spirit. It's Friday. Hope is lost.
Death has won, sin has conquered, and Satan, he was just laughing. It's Friday. Jesus is buried. A soldier stands guard, and a rock is rolled into place. But it's Friday. It is only Friday. Sunday morning is still coming. Hallelujah. Wil jy nie die Here jou beste lofoffer gee vanmôre wat jy kan nie? Hallelujah. Hallelujah. Daarom sê ek steeds, dis Vrydag. Dis 'n goeie Vrydag. Hallelujah. Sê asseblief vir jou buurman, dis 'n goeie Vrydag. Dis 'n goeie Vrydag. Ons het rede om te celebrate by 'n begrafnis. Hoe weird. Ons kan celebrate by 'n begrafnis vanmôre. Halleluja, want Sondag is nog op pad, loof die Here. Ons het 'n paar weke in die kerk gehad, die besoekers wat hier was of is vanmôre. Ons het 'n paar weke gehad waarby ons stil gestaan het by die tabernakel. En ons het in diepte die tabernakel bestudeer en ons het gekyk na wat die tabernakel beteken vir ons en dat Jesus die wet vervul het. Wie stem saam met my? Die wet is vervul. Elke detail is die wet vervul. Ons het gekyk laasweek Sondag hoe profeties dit was met die hoëpriester. Wie kan dit onthou? En hoe toe Kajafas sy klere skeer en hoe die hoëpriesterskap oorgegee is na Jesus toe. Ek lag so, die sekere mense het my gesê, "Jo, pastoor, is 'n stuk styk wat ons moet by die huis gaan herkou." Is ook reg, het jy 'n bietjie geherkou hierdie week? Loof die Here. Maar vanmôre staan ons stil by vir 'n oomblik by die offer. Die lam. Ons het gepraat oor die voorhof. Ons het gepraat oor die heiligste. Ons het gepraat oor die allerheiligste. Ons het gepraat oor die hoëpriester. En vandag vir 'n oomblik staan ons stil by die lam van God. Jy hoef nie so te blaai nie, maar Johannes het dit vir my die mooiste, ek dink as daar die mooiste skrif vir my in die Bybel was, wat die lam van God weer of verduidelik het, sou dit Johannes wees. Johannes het saam Jesus sou groot word en mekaar geken het. En daardie môre by die Jordaanrivier, toe Jesus hom laat doop het, by die laagste plek op aarde, die laagste rivier op aarde. Jy sal onthou, ek het hier geleer dat die Jordaan wat 209 meter onder seespieël is, die laagste plek in die wêreld wat 'n rivier aan betref, 390 of 60 kilometer lank, toe die priesterskap in die Jordaan instap, het die Jordaan oopgestoot tot by die plek Adam. Die teenwoordigheid van die Here. Jy sal onthou dat Elia sy mantel gevat het en in die Jordaan geslaan het, en die Jordaan het oopgegaan. Maar toe Jesus in die Jordaan gedoop is, het die Jordaan nie oopgegaan nie. Die hemel het oopgegaan. Halleluja. En is hier so waar Johannes vir Jesus sien aankom. En hy gee die skrif en hy sê, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en sê, daar, sê saam met my, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld nie net bære nie, wegneem. En ons staan vanmôre by daardie lam stil. Die lam, en dis wat ek vanmôre gesê het, ek is so dankbaar vir so baie huisgesinne wat vanmôre hier is. Die lam het 'n geweldige groot rol gespeel in die Paasfeestyd. 'n Lam moes sonder gebrek wees. 'n Lam moes perfek wees. Sonder vlek, sonder gebrek, perfekte lam moes dit wees. In die dag toe Jesus op hierdie dag, teen hierdie tyd 9:00, was Jesus al, ons het gepraat, ons het gaan kyk na die tye. Die eerste lam sou geslag gewees het teen 9:00. Met ander woorde, Jesus was 9:00 was hy gekruisig. Dis die tyd
man, kan ek gou so 'n bietjie dieper gaan? Kan ek gou so 'n bietjie net dieper sakkie vanmôre? Ek lees 'n paar kommentare en hulle sê vir my dat sommige mense reken dat daardie dag nie net 2 lammers was die oggend en die aand nie. Maar daardie dag dalk 3 lammers kon wees. En ek is 'n bietjie gaan kyk wat mense skryf daaroor. Hulle sê dat iemand onthou 9:00 die môre, dit wat op Golgotha gebeur het niks te doen gehad wat op die tempel gebeur het nie. Die tempel het steeds lammers gehad. Terwyl Jesus gekruisig was, het dinge in die tempel aangegaan soos normaal. Jesus was die lam gewees 9:00 die môre en die tweede lam was reg gewees na 12 om die 3:00 te kon geslag gewees het. 12:00 het ons geleer was middernag, donker. Hulle sou daai lam slag in die donkerte. En 3:00 die middag is Jesus gekruisig. Daai dag op Golgotha was daar nie net 1 kruis nie, maar daar was 3 kruise. 1 was vir die man wat toe Jesus sterf en gesê, dink vandag aan my. Die lam wat in die donkerte was daar 'n man gewees wat in die donkerte Jesus nie gesien het nie. En Jesus is op die 3de uur, die 3de lam wat geslag is daardie dag. Jesus staan voor Pilatus, sonder gebrek, sonder vlek, die wet in totaal en al vervul. Hy het voor Kajafas gestaan, die hoëpriester. En jy onthou hy die klere wat geskeur was en die priesterskap wat oorgegee is. Jesus het gestaan voor Pilatus. Pilatus het so genoeg gehad van Jesus, hy het hom gestuur na Herodes toe, wat die koning van Judea was. En Herodes het 'n paar vrae gevra en hom teruggestuur na Pilatus toe. En Pilatus sê, wat moet ek doen? Want hulle het nie geweet wat om te doen met die perfekte geslagte lam van God nie. En hulle stuur hom terug van Herodes af, stuur hom terug na Pilatus toe. En Pilatus het gesê, wat wil julle hê? En die crowd, die mense het geskree, gee vir ons Barabbas. Barabbas. En hier staan die perfekte lam. Ek wil hê jy moet saam met my gaan, want om die Nuwe Testament te verstaan, moet ons so 'n bietjie teruggaan na die Ou Testament toe, na Paasfees. Waar het Paasfees begin? Where did it all start? Waar was die lammers vir die eerste keer toe Israel in moeilikheid was? Hy was onder Farao, het iets gebeur. Blaai gou saam na Eksodus 12 toe. Daar is vanmôre iets daar saam lees. En my hart is vanmôre dat wanneer ons hier uitstap, ons iets nuuts in ons hart sal hê oor die Paaslam wat vir ons geslag is. Kan ek vir julle goeie nuus gee? Ek kan vanmôre die Paaslam saam met die huis toe vat. Halleluja. Eksodus 12 vers 1 tot 14 gaan ons lees. Die eerste keer toe die Paaslam op die voorprentjie kom. En die Here het met Moses en na Aaron in Egipte land gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Kan ek dit sê, posknoppie daar. Die Joodse kalender is anders as ons Romeinse kalender. Die Joodse kalender se dae-ewen is anders as ons dae. Die Jode se dag begin 6:00 in die aand en nie 6:00 in die môre nie. Maar jy kan nou nog gaan kyk. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand, wat maak 'n nota rondom die 10de, van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die families. 'n Lam vir 'n huisgesin. Sê saam met my, 'n lam, sê dit asof jy dit bedoel, 'n lam vir 'n huisgesin. Man, 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam,
Dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletaal. Nou wat elkeen gewoond is om te eet, moet jy die getal op die lam bereken. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek. 'n jaar oud rammetjie van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot op die 14e, omkring die 14e, maak 'n nota by die 14, ons is die 10de van die maand. Ons is die 14e van die maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die boodrempel aan die huise waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, saam met die ongesuurde brode, moet hulle dit met bitterkrye eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is, en as dit in watergaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en die pootjies saam met die binnegoed. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie, maar wat daarvan tot môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. En so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete, julle staf in julle hand te preek vir 'n ander dag. Baie haastig moet julle dit eet. 'n Pasga van die Here is dit. Want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek en al die eersgeborenes in Egipte land tref, van mense sowel as van diere, en ek sal straf oefen aan al die gode van Egipte, ek die Here. Maar as ek die bloed sal vir julle 'n teken wees. Die bloed sal wat wees? 'n teken. Wees aan die huise waar julle is. As ek die bloed sien. Kan ek gou net 'n posknoppie druk daar? As ek die bloed sien, sê my Bybel, sal ek by julle verbygaan. When I see, die Engels sê dit nog mooier, hy sê, the blood shall be a sign for you on the doorpost of the houses where you live. When I see the blood, I shall pass over you. Waar kom Paasfees vandaan? It comes from Passover. Wat beteken die sonde van hierdie jaar sou oorgestaan het na die volgende jaar toe. The sins would pass over. When I see the blood, I will pass over you. Totdat die lam van God geslag is, wat deur al die eeue, nie tot 2026 nie, maar tot Jesus ons kom haal, sal die bloed genoeg wees om to pass over all. Kan ek gou vir my notas net afdwaal vir 'n oomblik? Kan ek gou vinnig net afdwaal? Hier is vir my so profound. Wanneer ek die bloed sien, sal ek verbygaan. Wanneer God die bloed sien. So met ander woorde, bloed is sigbaar vir God. Ek dis 'n deel van die preekie, maar hier het dit by my hart gekom. Gaan gou 'n bietjie terug, dink gou 'n bietjie saam met my. Genesis 4. Is daar 2 manne, seuns, broers. Hebreërs 12 sê, dat die bloed van Jesus spreek van beter dinge as die bloed van Abel. So Abel en Kain, hoofstuk 4. Kain het sy broer Abel doodgeslaan. Kain, sê die Bybel, jy kan dit gaan lees, hy was 'n landbouer. Abel, hy was 'n herder. Jesus was die herder. Abel is dood. En toe Abel doodgemaak is deur sy broer Kain, het God gekom en vir Kain gevra, waar is jou broer? Want ek hoor die bloed van die grond af. Sy bloed
word nie gesien net deur God nie, maar bloed het ook 'n stem wat van die aarde af opgaan. So love grew where the blood fell. Hallelujah. Man, toe die bloed voel, toe hoor en sien God die bloed. Hy spreek van beter dinge as Abel. Abel se bloed spreek van moord. Jesus se bloed spreek van vergifnis. Hy spreek van beter dinge. Abel se bloed skree revenge. Jesus se bloed skree liefde. Beter dinge. Ons kan ek in 'n preek doen vanmôre. Man, kan ek gou nog 'n bietjie dieper sak? Genesis 4. Hoekom was Kain 'n landbouer? En Abel was 'n herder gewees. Kan ons om hierdie te verstaan, kan ek gou vinnig een hoofstuk teruggaan. Hoofstuk 3, waar sonde in die wêreld ingekom het. En toe sonde in die wêreld inkom, het God, toe Adam sondig, het God gesê, en toe hy sonde doen, toe probeer hy homself bedek met vyeblare. Hy moet hom toemaak, want hy was naak. Hy het goed gevat van die aarde af om hom te bedek. God het gesê, dis nie genoeg nie. Bloed het 'n stem. Ek moet die bloed sien wat jou toemaak. En toe hy die bloed sien, het hy die dier geslag om vir Adam klere aan te trek, om sodat die bloed gesien kan word, die bloed gehoor kan word. En in hoofstuk 4 met Kain was steeds besig, toe hy offer bring aan God, het hy van die vrugte van die aarde gevat, om 'n offer te bring, maar Abel het 'n lam gevat, halleluja, en die lam geslag, en God het Abel se offer aanvaar, maar Kain se verwerp, want Kain was steeds besig in dieselfde routine van sy pa, om dinge te vat van die aarde af, om 'n offer te bring. But you can never take things from the earth. You need the blood. Die Here moet die stem hoor, die bloed moet gesien word. Dis wat die offer beteken het. Nou is ek vir my notas 500 meter weg. The blood shall be a sign for you. Wanneer God die bloed sien, in Kain en Abel se tyd, wanneer ek die bloed het 'n stem. As bloed 'n stem het, moenie vir my vertel dat elke plaasmoord nie na God toe roep in ongeregtigheid nie. Moenie dat as die bloed 'n stem het, daar waar bloed onregverdig is en onregverdig geval het, daai bloed roep na God toe. Halleluja. En luister mooi. God vra vir Kain, waar is jou broer? Moenie laat God begin vra en ding, want God, wanneer die Here 'n vraag vra, ken die Here reeds die antwoord. Kyk wat daar sal ons sal oké wees. Dankie vir 'n amen, broer. Loof die Here. The blood shall be a sign. Dit sal 'n teken wees. Sê vir jou buurman, ek's bly jy's hier. The blood shall be a sign. Daarom sal ek nooit die getuienis vergeet, toe ek met 'n satanis te doen het, in Hartswater nie. En die satanis vir my sê, Pastoor Quintus, ons wat in die okkulte is, kan sien, watter kinders is onder die bloed, en watter kinders is nie onder die bloed nie. Moenie vir my sê, bloed word nie gesien nie, halleluja. Bloed het 'n stem. Wanneer ek loop, skree die bloed, I've been redeemed by the blood of the Lamb. Groenewald, kom terug, halleluja. Okay, the blood shall be a sign for you. En hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. Julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. Dit is baie so interessant, toe Jesus se voete gesalf was.
Kan ek gou so 'n bietjie teruggaan? Jesus is 'n paar dae voordat hy gekruisig was, kom 'n vrou en sy salf die voete van Jesus. Soveel so dat sy daar haar hare vat en met haar trane en die olie, can you imagine? Nardesalf. Hulle reken hierdie was so duur geweest. Dit was 'n hele jaar se wages geweest. Oh, think about this. Wie is die eerste ou? Toe hierdie olie gebreek was. Toe, luister gou mooi. Waar het Judas se karakter homself begin wys? When he smelled the perfume. Toe hy dit ruik, toe kom sy karakter uit, maar hierdie kan ons gebruik vir geld. Hy het die moela gesien en hierdie werk wat gedoen moes word nie. Maar dis 'n preek vir 'n ander dag. En hierdie vrou is daarom sy voete. En Jesus sê, daai gedeelte, jy kan dit self gaan lees. Jesus sê daarso, kan ons hierdie aircon aankry? Asseblief, help gou vir my, so Andrew. So kan ek daai aircon aankry, so kyk wees, kan ek hom aankry? Anders gaan ek dit nie maak nie. Jy kan dit gaan lees, Johannes 12 vers 1 tot 7. Gou vinnig. Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom waar Lazarus was, wat dood gewees het, en wat hy uit die dode opgewek het. Hulle het toe vir hom daar 'n maaltyd berei, en Martha het bedien, en Lazarus was een van die wat saam met Jesus was. En Maria het 'n pond egte baie kosbare nardesalf geneem, en die voete van Jesus gesalf, en sy voete afgedroof met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van die salf. Wanneer laas was die volle evangelie kerk? Die reuk van aanbidding wat in hierdie kerk was. Halleluja. Kom aan. En die huis is vervul met die reuk van salf. Toe sê een van sy disippels, Judas Iskariot, en jy ken die storie, hoeveel dit verkoop kan word. Toe sê Jesus, laat haar staan. Sy het dit bewaar vir die dag van my begrafnis. Moenie olie vergeet nie. Ons is met die lam besig. Die gebruik baie keer was in die herders. Sou hulle die voete van die lammertjies wat hulle gereed gekry het vir Paasfees, olie smeer, sodat die seertjies van die klippe en die rotse sou dit toegemaak het. 6 dae voor die tyd was die lam sy voete prepare gewees, sodat wanneer hy loop op die Via Dolorosa, sou hy al reeds gesalf gewees het as die lam. Dit was die enigste keer toe Jesus gesalf was nie. En 2 dae voor die tyd, jy kan gaan lees Matteus 26 vers 6 tot 13. En toe Jesus in Betanië was in die huis van Simon die Melaatse, kom 'n vrou na hom met 'n albasterfles met baie kosbare salf, en sy gooi dit op sy hoof terwyl hy aan tafel sit. En toe sy disippels dit sien, was hulle verontwaardig en sê, waarvoor hierdie verkwissing? Maar toe Jesus dit merk, sê hy vir hulle, waarom val julle die vrou lastig? Want sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Want toe sy hierdie salf op my liggaam uitgegooi het sy dit gedoen met die oog op die begrafnis. Toe sê sy, gaan lees jou Bybel. Wanneer daar olie gegooi word op die hoof, is wanneer iemand Dawid gesalf is as koning. En sy het gesê, I'm anointing you as the king of all the other kings. Halleluja. En sy salf hom. En ook sou die hoofde gesalf gewees het van die lammers om te sê daar is geen pestsiektes. En Jesus kom as die lam, perfekte lam. Toe hy daardie dag in die donkie se rug ry. Kan ek gou net vanaand iets sê? Dit was die 10de maand. Ons is besig met die lam. Dit was die 10de maand. Dankie vir hierdie lam. Die persoon sal weet wie dit nou vir my georganiseer. Dankie vir dit. Die 10de van die maand. Van die 10de van die maand tot die 14de. Die woord het ons nou gelees in Exodus.
dat jy sou hierdie lam die 10de moes gaan uitsoek het. En daarna sou hierdie lam vir 5 dae, die 10de, die 11de, die 12de, die 13de, die 14de, vir 5 dae sou hierdie lam in die huis moes wees van die gesin. Hierdie lam, imagine 'n lam in jou huis. Die lammetjie sou daar rond gewees het. Jesus het op die 10de dag van Nisan, het hy op 'n donkie se rug ingekom in Jerusalem in. En op die 14de van die maand het hy die offer geword as die lam. Nog 'n profesie in vervulling. Maar ek wil vanmôre gou so by 'n oombliekie, kan ek gou vanmôre die pausknoppie druk by Jesus en vir 'n oomblik gaan na 'n man met die naam van Dawid toe. Want Dawid het Psalm 23 geskryf, help gou vir my, die Here kom help my, gee my volume. Lei my in die spoor van. Ek sal geen onheil vrees nie, want U en U voor, ja, my beker loop oor, en ek sal net goedheid en guns op my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Dawid skryf daai Psalm. Dawid het geleer en weet wat dit is om skape op te pas. Skaapherdertjie voordat hy genooi was, het geweet wat dit is om lammers te vang, het geweet wat dit is om lammertjies groot te maak, het geweet wat dit is om die beer dood te maak, om die leeu dood te maak, wat die lammers wou kom kry. Hy was 'n herder uit en uit van murg en been. Dis ook dieselfde Dawid wat songs geskryf het in die veld. Dawid het liedere geskryf en musiek gemaak, en dis dieselfde Dawid wat God van gesê het, hy is 'n man na God se hart, koning Dawid. En Dawid het geweet wat dit is om met lammertjies te werk, maar hy het koning geword, die koning van Israel. Hy het koning geword, en hierdie Dawid, a few things changed in his life. Hy het op 'n stadium gekom, en hy het, en ek is amper daar waar ek wil wees, en hy sien vir koning, vir Batseba, is besig om te bad, en dinge is besig om sy lewe heeltemal verkeerd te loop, en hy laat haar haal, haar man is weggestuur in die oorlog. Hy laat haar bring, en hulle slaap saam, en lelike dinge gebeur, en sy word swanger, en daar, jy weet, saam met my, dat sonde is soos 'n kredietkaart, swipe now and you'll pay later. En dis so 5 minutes of pleasure, was 'n jarelange se hartseer. En hier gebeur 'n ding met Dawid se lewe. Die herder Dawid is nie meer die herder nie, hy is nou die koning, en dinge het skeef geloop in sy lewe. Hy beplan 'n moord en het moord laat pleeg. En God het gesê, dit gaan nie so bly nie. Daar moet 'n straf kom. En Nathan, die profeet, kom na Dawid. Hier gaan ons. 2 Samuel 12 vers 1 tot 12 sê. Daarom het die Here Nathan na Dawid gestuur. Marlantjie, jy kan ons nog my vorentoe. Waar sien ek jou nie? Ek weet nie waar is jy nie. Hier is jy. Daarom het die Here Nathan na Dawid gestuur, toe hy by hom inkom, sê hy vir hom, daar was 2 manne in 'n sekere stad. Die een was ryk en die een arm. Die ryke het 'n groot menigte kleinvee en beeste gehad, maar die arme het glad niks gehad nie, behalwe een klein ooi lammetjie, wat hy gekoop het en in die lewe gehou het, en wat by hom en saam met sy kinders groot geword het. Dit het van sy stukkie brood geëet, en hy het sy beker gedrink, en in sy skoot geslaap. Dit was vir hom soos 'n dogter.
En toe daar besoek kom by die ryk man, het hy ons sien om van sy kleinvee of beeste te neem om vir die reisiger wat by hom gekom het iets te berei. Daarom het hy die ooilam van die arme man geneem en het berei vir die man wat by hom gekom het. En Dawid het baie kwaad geword vir die man en aan Nathan gesê, sowaar as die Here leef, die man wat dit gedoen het moet sterwe. En die ooilam moet hy 4voudig teruggee, omdat hy hierdie ding gedoen het en geen ontferming geken het nie. Toe sê Nathan vir Dawid, U is die man. Jy stuur die man, Dawid, so sê die Here van Israel. Ek het jou as koning gesalf vir Israel en ek het jou gered uit die hand van Saul. En ek het die huis van jou Heer aan jou gegee en die vrou van jou Heer in jou skoot. En ek het die huis van Israel en Juda aan jou gegee. En as dit te min was, sou ek aan jou nog meer sulke dinge daarby gevoeg het. Waarom het jy die woord van die Here verag deur te doen wat verkeerd is in sy oë? Uria, die Hetiet, het jy met die swaard verslaan en sy vrou het vir jou as vrou geneem, nadat jy hom deur die swaard van die kinders van Ammon vermoor het. En nou sal die swaard vir ewig in jou huis nie wyk nie, omdat jy my verag het en die vrou van Uria, die Hetiet, geneem het om jou vrou te wees. So sê die Here, kyk, ek sal uit jou huis onheil oor jou verwek en jou vrou oor jou oë neem en jou aan die naaste gee, sodat hy by jou vrou sal slaap voor die oog van hierdie son. Want jy het dit in geheim gedoen, maar ek sal hierdie ding doen voor die hele Israel en die hele sonlig. Ons lees hierso van Dawid. Die Dawid wat ons hierso van hoor, is nie dieselfde Dawid nie. Dawid se lewe het so 'n bietjie verkoud, bietjie lou geword. Hierdie koning Dawid, jy onthou, hy het nou belangrik geword. Hy het koning geword. Hy het seggenskap gehad. Dis hierdie Dawid van wie hulle songs geskryf het. Man, hulle het gesing, Dawid het 10.000 verslaan en Saul duisende. Hulle het van hom, dis hierdie Dawid wat gekoordans het voor die ark. Dis hierdie Dawid wat Goliat verslaan het. Wat jy banger op sy kop gehad het nie. Dis hierdie Dawid wat die leeu en die lammetjie die lammetjie en die leeu se bek uit gaan ruk. Hierdie Dawid wat, man, dis nie dieselfde Dawid hier nie. Nou het Dawid belangrik geword. Dis scary. Kan ek gou vir jou sê wat sê die skrif van hierdie Dawid? Die skrif sê hierdie Dawid, kan ek gou gee? Hy sê 2 Samuel 8 vers 13, Dawid het naam gemaak toe hy by sy terugkoms van die neerlag van die Arameërs in die Soudal 18.000 Edomiete verslaan het. Hy het naam gemaak. En Nathan kom na hom toe, hy vertel vir hom hierdie verhaal. Hy sê daar was 'n man, 'n ryk man en 'n arm man. Die ryk man het klomp kleinvee gehad, geld gehad. Dit het goed gegaan met hierdie man. Hy het nie gebrek gehad aan niks nie. Hy was nie 'n herder nie. Hy het herders op sy payroll gehad. Aangestel maar die skape te kyk. Hy het naam gehad in die gemeenskap. Guns. Hy was popular. Kan ek so sê in vandag se taal? Sou hierdie ryk man 'n influencer gewees het. En toe daar 'n reisiger by hierdie man kom, toe laat hy die lammetjie gaan haal van 'n arme man. Die Bybel vertel vir ons daar was 'n arme man gewees. Kan ek hierdie net so vir 'n oomblik afval, dan kan ek die res sien hierso. Daar was 'n arme man gewees. En die Bybel sê al wat hierdie arme man gehad het, was 'n lam. Hy het 'n lammetjie gehad by sy huis. Lammetjie gehad. Hy was soos ons dit sou ken, armoede geleef. So aan die hand aan die mond geleef. Hy het sy kinders net gegee om oor die weg te kan kom. Die Bybel sê dat hierdie man het nie 'n naam gehad nie. Hy was nie bekend gewees nie. He was the ordinary Joe Soap, soos wat ons dit nou maar ken. Maar hierdie man het iets gehad. Hy het 'n lam gehad wat by hom was. Hy het hierdie lam opgepas, na hierdie lam gekyk. En toe so interessant, daar's nie eens liedere oor hierdie man geskryf nie. Daar's nie eens 'n paar verse in die Bybel is oor hierdie man gepraat. Dis nie sy naam nie. Naamlose, arm man.
Die enigste verskil tussen hierdie man deur haar reisiger kom, enigste iets wat hulle, as ek 'n Engelse woord kan gebruik het, in common gehad het, was 'n lam. Dis die enigste ding wat hierdie twee wêrelde bymekaar gebind het, was 'n lam. En toe hierdie lam, of hierdie man 'n reisiger kry, kan jy glo, vat hy nie van sy eie nie. Hy gaan haal die arm man se lam. Nou hierdie lam, sê die Bybel, wat vir my so interessant was, hy was deel van die huis gewees. Deel van 'n huis. Kan ek gou hierdie sê, die Bybel leer vir ons en sê, dat hierdie lam het op hierdie arme man se skoot gesit. Hier is die mooiste prentjie wat ek kon kry. As daar besluite geneem was in die huis, was die lam betrokke. As die kinders skool toe gaan, was die lam by die huis. Kan ek dit sê? Die kinders, die reuk, Dionay, kom sit gou by my. Kom gou sussie. Die lam se geblaar sou in die huis gewees het. Die kinders, hierdie ou lammetjie sou hier gesit het en vir hom as ek 'n lam, so ek dink dis my prentjie mens. Sou oorspring het na die kinders. Kan ek gou hierdie sê? Die reuk van die lam sou nie net op die pa gewees het nie, maar die reuk van die lam sou aan die kinders gewees het. Die besluite saam sou die lam deel van die tafelgesprekke gewees het. Sukses was nie gewees om 'n graad op die NWI pikke te kry nie, of om vir Boeta 'n Hilux bakkie te koop nie. Sukses sou wees dat my kinders het 'n verhouding en die reuk van die lam van God aan hulle. That is sukses. Hulle ken die lam, hulle weet van die lam. As mamma kosblikke gepak het vir die kinders om hulle huis toe op skool toe te stuur, was die lam in die kombuis gewees en het ook ietsie geëet saam. Wanneer die kinders by die skool gekom het, het hulle 'n reuk gehad, nie van vibe nie, but they had a smell of the Lamb of God wat op hulle was. Die reuk, kan ek dit vanmôre hard en duidelik sê, die reuk van drank en sigaretrook was nie op die kinders gewees nie. Die reuk van die lam, because the lamb was in the house. Besluite is geneem. Lewens het gehandel rondom die lam. Kan ek vanmôre iets sê? Ons lewens het so besig en so deurmekaar geraak. Ons het nie meer tyd of plek vir die lam van God in ons lewens nie. Dalk by julle nie, ek praat vir die pastorie vanmôre. Ons lewens, die geblaar van die lam word nie meer gehoor nie. Dis die geblaar van Netflix, dis die Plus, DStv en rubbish. Die geblaar van die lam word nie meer gehoor nie. Sommige kinders, wanneer hulle troeteldier kry, dis oulik en cute vir die eerste paar dae. Daarna moet hy buite bly. Daarna moet hy in 'n hok gesit word. Daarna word dit mamma en pappa se probleem. Kan ek sien hierdie prent vanmôre in my gees. Toe die kinders van die skool afkom, was die lam daar en opgewonde om die kinders te sien. Het jy 'n lammetjie gesien hop? Ek sien hoe die ou lammetjie gehop het en hopskots het, toe hy die kinders sien, op die tafel gespring, tussen alles deur het hierdie lammetjie deel van elke besluit. Kan ek 'n vraag vra? Is die lam van God, ons leef in 'n tyd,
2025 and coming, waar die lam van God weer deel van die huis moet word. Die lam moet weer 'n lam vir 'n huisgesin. A lamb for each house. Die lam moet weer geïntegreer word in die huis. Die lam moet weer geïntegreer word in die huis. Die lam moet weer geïntegreer word in die huwelik. Die vrou en man, daar sit hulle, maar die lam was tussen hulle gewees. Die Bybel leer en sê dat hierdie lam het van sy brood geëet aan tafel. Op sy skoot gesit en brood geëet. Kan ek gou vanmôre dit sê? Vanoggend sê die Gees van die Here vir my, Quintus, so duidelik in my hart. Solank as wat die lam deel is van die huis, sal daar altyd brood op die tafel wees. Sal daar altyd brood op die tafel wees, want die lam van God is betrokke in hierdie huis. En hy het net brood geëet saam met hierdie mense. Maar die Bybel sê ook, hy het uit die man se beker uitgedrink. Slukkie. En so die lam gedrink in hierdie beker. Kan jy dink wat sy eenheid daar moes wees dat 'n dier uit jou beker drink en jy dieselfde beker uit moes drink? Die Bybel sê dat hierdie was vir hom soos 'n dogter gewees. Soos 'n dogter. Soos dat ek my gesin ken. Sou hierdie lammetjie lank hulle naam gekry het. Oh, cutie of Wolly, hey Wolly. Kom aan, wie saam met my? Jy sou lank al hom 'n naam gegee het. Oef, party van die vrouens op hierdie tafel spring en sit 'n wacky gekry, kom. Maar hierdie dier, oh man, die hare van hierdie lam sou op my gewees het. As ek by die werk staan en ek is in gesprek met mense, en gesprekke wat ek nie moet in wees nie, sou die haar van die lam nog op my gewees het. Is die lam van God nog deel van jou huis? Kan ek hier sê, en hier sluit ek af. Dis hierdie lam wat vir 4 dae, 5 dae in die huis moes wees. Dis dan wanneer hierdie lam geïntegreer is in die huis, mense gewoond geraak het aan hierdie lam, dan sou hierdie lam geslag word. Mama of papa sou hierdie lammetjie vat en die kindertjies kom doen hy. En hierdie ou lammetjie, jy dink hoe seer dit moes wees. Papa, wat gaan jy nou doen? Dis tyd, my kind. Dis tyd dat hierdie lam vir ons sondes moet betaal vir nog 'n jaar. Papa, maar dit is Wolly, papa. Nee, hierdie is, it is a lamb for a man, and man for a lamb. Ons moet dit doen, sodat ons okay kon wees vir nog 'n jaar. Nee, maar papa, asseblief, moet dit nie vir Wolly vat nie. Papa, ons het so gewoond geraak aan Wolly. Wolly was al saam met ons op die tafel, ons het gewoond geraak aan die lammetjie. En dan sou pa die mes vat. En wanneer daai ou lammetjie skree, sou die keel afgekom het. En sou dit betaal gewees het vir nog 'n jaar. En die kinders sou voel wat dit is om die lam van God. Hulle sou kon sien die lam geslag. My vraag vanmôre, dankie Dio, is die lam van God nog deel van jou lewe? Ek voel die Gees van die Here sê nou vir my, ek moet 'n uitnodiging maak nou. As jy sê vanmôre, Pastor Quintus, I've lost the lamb.
Ek het die lam verloor. Ewes langs die pad het ek die lam verloor. Dis okay, want in Jesus was verlore gewees. Sy pa en sy ma het gevra, waar's Jesus? Waar's die lam? Toe kry hom in die kerk, in die tempel besig om te leer. Hulle het hom vir 3 dae gesoek, waar's die lam? Ek wil môre vir jou vra, as jy die lam verloor het vir 'n oomblik, is okay. Ek wil vir jou bid vanmôre. Wil jy net saam met my staan? Ek voel ek weet die Here het my klaar mense gewys. As jy voel vanmôre ek moet vir jou 'n gebed doen, staan gou saam met my en sê, Pastor Quintus, I need the lamb. Ek het die lam van God nodig. Staan asseblief saam met my. Ek wil saam met jou bid. Ek wil saam met jou bid. Dankie, yes, keep on praying. As jy die lam verloor het langs die pad, jou kinders het die verhouding met die lam nie, hulle weet nie eens wie die lam is nie. Ek wil dit eers mention vanmôre oor die storie wat ek gehoor het oor 'n sekere skool nie. Wat Jesus se geboorte wil uitbeeld in die Paasfees nie. They don't even have a clue dat dit gaan oor Paasfees en nie Jesus se geboorte nie. Soos mense vanmôre wat hulle hart en lewe vir die Here wil regmaak. Dankie vir dit. Ek wil laaste keer vra. Ek wil saam met jou bid. As jy sê, I've lost the lamb. Die lam is die deel van my huisie, is die geïntegreer in my huisie. Help my vanmôre, I need the lamb back. Ek wil laaste keer vra, staan gou saam met my. Ek wil saam met jou bid vanmôre. Dankie vir die mense wat staan. Die lam as hy nie deel is van jou huisie, come on. Vanmôre is die geleentheid om reg te maak met die Here. Ek wil vanmôre vra, Dani, help vir my bid daarbo. Bid vir my daarbo saam met my asseblief. Kan ek hier vra, ek wil hierso vra. Bid hierso, Tannie Alta, kan ek jou stuur vanmôre asseblief? Daar soos 2 mense daar agter wat staan. Kan ek jou daar vra? Elise, kan ek jou vra? Please, Elise. Hierso regs agter hierso. Vir my te bid hierso asseblief. Joe, mag ek jou vra, wil jy nie vir Jakes bid daar nie? Asseblief, hier is ook iemand wat staan hierso. Waar is ons Dillenay? Ek wil 'n vrou daar hê. Halleluja. Chantel, where's Chantel? I've seen Chantel. Please, Chantel, would you go pray for me there? In the name of Jesus. Come on. Ek wonder, is dit moontlik, Brandon, terwyl ons die nagmaal gaan bedien, ek wil 'n videoklip hierbo hê, soos met die musiek kry. Watch the Lamb, Ray Bolts. It's in my heart. It's in my heart nou. As ons daai videoklip hier kan kry asseblief, Brandon. Ek gaan vra dat die broers vorentoe kom vir my. Ek vra dat die broers vorentoe kom. Terwyl mense bid vanmôre. Terwyl mense bid vanmôre vir elkeen. Kom aan. Dis mense vanmôre wat die Here nodig het in hierdie kerk. Ek vra weer, maak seker as jy uitstap, die lam is deel van jou huis. Maak seker die lam is deel van jou huis. Maak seker hierdie lam is deel van jou huis. Solank as die lam deel van jou tafel is, there will be bread on the